Goeiemôre. Negativiteit vandag. Negativiteit. Pas op. Negativiteit is aansteeklik en dit vertroebel later 'n mens se hele lewe. Wat sien ek en jy in ons eie daaglikse lewe? Is my en jou woorde, ons dade en optrede altyd vriendelik? Is dit? Behandel ek ander mense altyd soos ek self behandel wil word? Of is ek dalk net baie vriendelik met sommige mense? Ek praat mooi met hulle en my liggaamstaal laat hulle op hulle gemak en lekker voel. Of lyk ek sommer knorrig, vies en ongeduldig en antwoord ek daardie persoon wat my iets vra ongeskik met my woorde en my gesigtaal, wat my irritasie en my negatiewe houding duidelik wys en oordra na daardie persoon toe. Dis 'n duidelike negatiewe optrede teenoor 'n ander. Min dinge in die lewe is so onverkooklik soos 'n selfgesentreerde, negatiewe negativiteit. Luister, dit is 'n geestelike, uiters aansteeklike siekte. Dit is soos 'n verkoue of griep wat ons in die winter tuister. Een proes en almal rondom ons staan 'n kans om aangesteek te word. Mense hoef dit nie te glo nie, maar negativiteit is 'n baie ernstige geestelike siekte. Ons kom nog daarby. Ek wonder waarom dit soveel makliker is om negatief te wees as net mooi andersom om positief te wees. Miskien is dit omdat ons lui is. Jy herhaal bloot geuite, meesleurende opmerkings wat meestal nie getoets of geverifieer is nie. Hoor sê gaan baie ver as 'n mens negatief ingestel is. Negatiewe mense sê aan ander mense dinge wat hulle baie seermaak en verontskuldig hulle dan met hulle eie selfgesentreerde selfregverdiging. Waar in God se woord sê dit, maak ander seer? Waar in God se woord staan, jy het die reg om ander mense se harte te breek deur jou woorde. Dis presies wat negatiewe mense doen. Wees altyd paraat en op jou hoede om nie te veroordeel nie. Wees op jou hoede vir selfsug, eie geregtigheid, negativiteit, hoogmoed. Dit kos geen inspanning nie. Luister, dis net onder die oppervlakte en dit kan nie wag om tevoorskyn te kom nie. En kom dan in 'n mens se woorde en sy optrede en sy liggaamstaal tot uitdrukking. Wat die liefde wel verteenwoordig, dit kos inoefening en dissipline. Dit wat die liefde nie is nie, dit kom sonder inspanning en van die Satan. Niemand oefen ooit om liefdeloos in sy vele uitdrukkings te wees nie. Hulpvaardigheid en ondersteuning, hulp betoon en opoffering, dissipline en toewyding, volhou en aanhou. Sjoe, dit is nie sommer op elke mens se brood gesmeer nie. Soms neem dit 'n leeftyd om dit te bemeester. Dit egter is die eienskappe waaraan Jesus geken en erken word. Dis die merktekens van Christene, mense wat erns maak met hulle getuienis in die lewe. Mense wat ander vergifnis vra oor wat hulle aan ander gedoen het. As dit nie kan gebeur nie, beteken dit jy is selfgesentreerd, selfregverdigend en ver buite God se wil. Eintlik sê jy vir God, jy sal nie doen wat hy vir jou sê nie. Dit staan maar net in die Bybel opgeskrywe. Die Heilige Gees opper dit maar net hier in jou hart. Jy sal doen wat jy wil. En dan moet jy weet, staan jy nie vry voor God nie. Jy staan nie skoon voor die heilige God nie. Wel, dan los God jou om te doen en op te tree, soos wat jy wil en soos jy dan goed dink. Maar,
Luister mooi, dis jou keuse om reg te maak wat jy verbrou het. En as jy weier, en jy gee God nie die eer nie, want as jy nie wil regmaak nie, dan gee jy nie vir God die eer nie, dan is jy soos Herodes, wat mense sy eer aanneem, en dink hy is God, klein lettertjie G, dis wat hy dink, hy is God. Lees maar Handelinge 12, vers 20 tot 23. Nou, ek lees dit sommer vir jou. Vers 22. Die mense het toe geskreeu, dit is 'n God wat praat, klein lettertjie G, nie 'n mens nie. Vers 23. En op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en hy het gesterwe. Ja, Herodes is deur wurms verteer en hy het gesterwe. Moenie dat die wurms van Satan jou gewete laat opvreet nie. Ja, nou, miskien moet ek dit herhaal, miskien het iemand dit nie gehoor nie. Moenie dat die wurms van Satan jou gewete laat opvreet nie. Dis 'n geestelike dood. Dis 'n verskriklike dood. Gee aan God die eer. Maak skoon jou gewete. Maak skoon en reg met jou hart. As daar iemand is met wie jy moet regmaak, doen dit. Maar die belangrikste van alles is, ek sê maar net, luister eerder na God. Dis wat 'n mens sal losmaak van Satan se spinnerak leuns, waarmee hy so baie mense gevange hou. Iemand het dalk al vergeet wat God ons leer, nê? Wel, kom ons gee net 'n oomblik opnuut oor en hoor as die Heilige Gees ons net sommer vinnig opnuut herinner wat Jesus, die Here God, deur die Heilige Gees in die woord vir ons leer. Hoe om jou naaste nie te behandel nie. Nie hoe om jou naaste te behandel nie, hoe om hulle nie te behandel nie. As iemand dalk vergeet het wie sy naaste is, gaan lees weer wat Jesus self sê wie jou naaste is, daar in Lukas 10:25 tot 37. En verder hoor ons dan, moenie vals teen iemand getuig nie. Ons mag nie iets van 'n ander begeer nie. Niks wat aan hom of haar behoort nie. Jy mag nie lieg en bedrieg nie. Ons mag nie iemand uitbuit of beroof nie. Ons mag nie skinder nie. Ons mag nie onheil teen iemand beplan nie. As ons ons naaste verag, dan doen ons sonde. Ons mag mense nie vlei nie, of iemand anders oordeel nie, of egsbreuk pleeg met my naaste se vrou nie. Maar dan kom die woord van die Here tot ons oor 'n ander ding, nê? En hiermee sluit ons af vir vandag. Jesus leer ons hoe om ons naaste wel te behandel. Ek moet my naaste lief hê soos myself. Ons moet vir ander mense goed wees. Ons moet altyd net die waarheid onder mekaar praat. Seën, vrede en genade vir jou kind van God, vanaf ons Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees wat hierdie woorde vandag in ons harte wil vasanker, sodat dit nooit weer kan loskom nie. Amen.